Maatjies, welkom by Kruiskiets. Kom ons prys en worship saam. Down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within me, and you will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. 'Cause you are the way, the truth, and the light. You live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Because you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. I could live for, I could live for. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om die laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om die laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om die laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker soos 'n cracker. So vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dis so lekker soos 'n cracker. So vreeslik baie lekker om die Here te dien.
Dis so lekker, soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dis lekker om die Here te hê. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Hallo maatjies, ons is so bly dat julle vandag inskakel. Vandag gaan ons gesels oor bekommernisse en hoe om nie te bekommer nie. Wat is bekommernis? Hoeveel van julle was al so oorweldig dat julle nie kon slaap nie? Dalk was jy gespanne oor 'n toets wat voorlê of 'n atletiekdag. Miskien was dit oor 'n taak wat jy moes inhandig. Maatjies, daai spanning noem ons bekommernis. Gelukkig vir ons is die Bybel baie spesifiek oor wat ons moet doen wanneer ons bekommerd is. In vandag se storie gaan ons julle vertel van koning Josafat en hoe Jesus hom gehelp het om nie meer te bekommer nie. Dit is Josafat. Oh, hallo. Hy was een van die konings van Juda. Yeah. Josafat was 'n goeie koning. Hey, Hy het altyd gedoen wat reg was in God se oë. Hy het na God geluister en God was by hom. Die ander koninkryke rondom Juda wou 'n oorlog begin. Eendag het daar boodskappers gekom. Hey, Jehoshaphat. Hulle het kom waarsku dat daar 'n oorlog op pad is. Oh no. Josafat was vreeslik bekommerd oor hierdie nuus. Hy het God gevra om hulle te lei. Hey everyone. Hey. Josafat het vir almal in Juda gesê om te begin vas en bid. Die hele koninkryk het bymekaar gekom om saam te bid dat God hulle sal help. Josafat het voor die mense gestaan en gebid. Hy vra toe vir God: Here, U is groot en sterk. Niks kan teen U staan nie. Hy het toe vir God dankie gesê en gevra dat hy die weermag wat op pad is, sal stop. Hy sê toe: Here, ons is magteloos teen hierdie oorlog wat op pad is. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons vertrou op U om ons te help. Al die mense van Juda het saam gestaan en God vertrou. Die Heilige Gees praat toe met 'n man en die man sê toe: Luister mense van Juda en Jerusalem, die Here sê dat ons nie bang en bekommerd hoef te wees nie, want hy het reeds vir ons die oorlog gewen. Ons gaan môre met die Here aan ons kant na die oorlog toe gaan, maar ons gaan nie hoef te veg nie. Koning Josafat en sy mense het die Here aanbid in dankbaarheid. Die volgende oggend het die weermag van Juda reggemaak vir oorlog. Listen. Josafat sê toe: Glo in die Here jou God en hy sal jou beskerm. Josafat stuur toe die musikante om voor te loop en Jesus se naam groot te maak. Toe hulle God begin aanbid, het die weermagte van die ander koninkryke skielik mekaar begin aanval. Toe die weermag van Juda by die oorlogsveld aankom, was die ander weermagte reeds verslaan. Die weermag van Juda het gegaan om alles wat waardevol is bymekaar te maak. Daar was so baie dat dit hulle 3 dae gevat het om alles te kry. Hulle was dankbaar dat God hulle gehelp het. Terug in Juda het hulle 'n groot fees gehou om God se naam groot te maak. Hy hou die hele wêreld
In sy hand hy hou die hele wêreld. In sy hand hy hou die hele wêreld. In sy hand hy hou ons almal in sy hand. Hy hou die hele wêreld. In sy hand hy hou die hele wêreld. In sy hand hy hou die hele wêreld. In sy hand hy hou ons almal in sy hand. In sy hand hy hou vir mamma en vir pappa. In sy hand hy hou vir mamma en vir pappa. In sy hand hy hou ons almal in sy hand. Hy hou vir boetie en vir sussie. In sy hand hy hou vir boetie en vir sussie. In sy hand hy hou vir boetie en vir sussie. In sy hand hy hou ons almal in sy hand. Hy hou die hele wêreld. In sy hand hy hou die hele wêreld. In sy hand hy hou die hele wêreld. In sy hand hy hou ons almal in sy hand. Hy hou die hele wêreld. In sy hand hy hou die hele wêreld. In sy hand hy hou die hele wêreld. In sy hand hy hou ons almal in sy hand. Wat kan ons by hierdie storie leer? Maatjies, Josafat mag dalk baie lank terug geleef het, maar sy storie kom leer vandag vir ons 'n tydlose les. Die les gaan nie noodwendig vir ons 'n lewe sonder bekommernis gee nie, maar dit leer ons wat om te doen wanneer bekommernis oor ons pad kom. Ons moet vertrou op God. Bekommernis steel net die geluk van vandag. In Matteus 6 vers 31 tot 32 lees ons dat die Here klaar weet wat ons nodig het en wat ons harte begeer. Omdat God reeds weet, is dit nie nodig dat ons bekommer nie. Dit is net nodig dat ons hom vertrou. Soek die koninkryk van God. Maatjies, wat beteken dit? Dit beteken dat in ons bekommernis ons God eers soek deur te bid. Saam met bid kom 'n verantwoordelikheid om iets te doen. Hier is 'n voorbeeld. Wanneer jy bekommer oor môre se toets, stop en bid. Vra vir Jesus om jou te help leer. En dan vra jy Jesus om jou te help tydens die toets. Jesus kom vertel ons dat God so graag wil hê ons moet sy koninkryk eers soek. Hy heg tot 'n belofte daaraan. Matteus 6 vers 33. Nee, dit moet vir julle die belangrikste wees dat God julle koning is. Julle moet gehoorsaam wees aan hom en doen wat hy wil hê. Dan sal hy alles wat jy werklik benodig gee. As ons Jesus het, hoef ons nie te bekommer nie. Josafat se storie laat ons baie keer aan onsself dink. Ons het dinge wat gebeur waaroor ons bekommer. Dinge dalk bietjie erger as net 'n toets. Maar maatjies, nes God Josafat gehelp het om sy bekommernisse te verslaan, so sal hy jou ook help met jou bekommernisse. Dit bring ons by vandag se onthou-vers. Matteus 6 vers 34. En julle moenie vandag bekommerd wees oor wat môre sal gebeur nie. Môre sal sy eie probleme hê, waaroor julle bekommerd sal wees. So sal elke dag sy eie probleme hê. Vir vandag se aktiwiteit gaan ons iets maak wat ons altyd gaan herinner dat God die hele wêreld in sy hande hou. Hier is alles wat jy gaan nodig hê. 1 karton, 2 versierings, 3 gom, 4 'n skêr, 5 die aktiwiteitbladsy wat jy in die comments kan kry en 6 inkleurpotte of koutjies. Jy kan die volgende stappe volg. Stap 1. Vra vir mamma of pappa om jou te help om die prentjie van die aarde te print. Stap 2.
Versier die prentjie van die aarde en knip hom dan uit. Stap 3. Teken jou hande op die karton af en knip al 2 hande dan uit. Stap 4. Plak die hande op die agterkant van die aarde dat die vingers oorsteek. Stap 5. Vou nou die vingers vorentoe, sodat dit lyk of die hande die aarde vashou. En laastens, stap 6. Onthou, jy hoef oor niks te bekommer nie, want God het die hele wêreld in sy hande. Maatjies, ons is so opgewonde om volgende week weer saam met julle in te skakel. See you later, alligators!